Lukas 16. Jesus het vir sy disippels ook gesê, 'n ryk man het 'n bestuurder in diens gehad, en die is by hom aangekla omdat hy sy geld verkwis het. Hy ontbied hom toe en sê vir hom, 'Wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy kan nie langer bestuurder wees nie.' Die bestuurder dink toe by homself, 'Wat moet ek nou doen, want my werkgewer neem die bestuurderskap van my af weg. Vir handearbeid sien ek nie kans nie, en om te bedel skaam ek my. Maar wag, nou weet ek wat ek sal doen, sodat daar mense sal wees wat my in hulle huise sal ontvang, as ek uit die bestuurderskap ontslaan is.' Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgewer een vir een, en vra vir die eerste, 'Hoeveel skuld jy my werkgewer?' Hy antwoord, 100 vate olie. Toe sê hy vir hom, 'Vat jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou 50. Daarna vra hy vir die ander een, 'En jy, hoeveel skuld jy?' Hy antwoord, 100 sak koring, en hy sê vir hom, 'Vat jou skuldbewys en skryf 80. Die werkgewer het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Wie die kleinste dingetjie betroubaar is ook in die grootste dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in groot dinge oneerlik. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as julle eie te besit? Geen huisbediende kan vir 2 baase tegelyk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon dien nie. Die fariseërs was baie lief vir geld, en toe hulle al hierdie dinge hoor, het hulle hom beledigend uitgelag. Hy sê toe vir hulle, julle is die wat julle voor die mense as goeie mense voordoen, maar God ken julle harte. Wat deur die mens as belangrik beskou word, is 'n gruwel vir God. Tot op Johannes was dit net die wet en die profete. Van toe af word die koninkryk van God verkondig, en elkeen probeer so hard as hy kan om daarin te kom. Tog is dit makliker vir die hemel en aarde om te vergaan, as dat een lettertjie van die wet verval. Elkeen wat van sy vrou skei, en met 'n ander een trou, pleeg egbreek. En iemand wat met 'n geskeide vrou trou, pleeg ook egbreek. Daar was 'n ryk man, wat duur en deftige klere gedra het, en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus, wat by die deur van die ryk man gaan lê. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het, en in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere, en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom, en hy roep, Vader Abraham, ontferm U oor my, stuur tog vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in die water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy jou leeftyd altyd die goeie gekry het, en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig.
En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het tog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete. Laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as julle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood